Alright, ek gaan vir julle 'n bietjie vertel, wie het iets uitgeskree? Okay, niemand jette. Okay, Paulus was een van die grootste karakters in die Bybel gewees. Hy was 'n beast gewees. Iemand het nou reg gesê, mens mag seker nie die woord beast in die kerk gebruik nie, maar hy was nou 'n beast gewees. Hy was regtig 'n fenominale ou gewees en mense het hom gelove. Hoekom het hulle hom gelove? Want hy was arrogant, hy was sterk gewees, hy was fierce gewees, hy was 'n leier gewees, mense het regtig agter hom aangeloop. Nie altyd van hom gehou nie. En ek dink julle ken baie sulke mense wat ook in die lewe, hulle is baie hoogmoedig en arrogant, maar iets is missing in hulle lewe. En ons gaan vanaand ook weer eens besef, as ons kyk na die lewe van Paulus, ons gaan nou nie daai hele teksvers lees nie, ek gaan die video wys en dan gaan ek so stuk tussenin vir julle vertel, wat kan ons leer van die lewe van Paulus? Nou Paulus was, net om so 'n bietjie agtergrond te gee, was 'n gewone man gewees, maar hy het groot geword in die kerk, soos baie van ons hier ook maar. En hy het 'n leerder gehad, Gamaliel, ek weet nie hoe spreek jy dit in Afrikaans lekker uit nie. So hy het soos die beste onderwyser gehad wat jy kan hê in wiskunde en in biologie en in watter vak jy ook al doen, het hy in Bybelkunde gehad. So hy het die beste onderwyser gehad, hy was by die beste skool gewees. Hy het elke liewe dag van sy lewe het hy Bybel gelees en die Bybel opgeswat. Hy het al die wette, dis nou die Ou Testament, tot in die helfte van die Bybel, alles geken. Elke dag dit gelees, elke dag gebid. So hy het vir God baie goed geken. En hy het geweet wat is reg, hy het geweet wat is verkeerd. En hy was 'n vegter gewees, nee, hy het opgestaan vir hierdie goed wat reg en verkeerd is. Toe kom daar in die Nuwe Testament, toe Jesus gebore is, toe het Jesus ewe skielik klomp mense vir Jesus begin volg, want hulle het gesien, wow, hierdie Jesus doen dinge op 'n ander manier. Hy het mense gehelp wat siek was, hy het mense gehelp wat verlore was, mense wat alleen was, het hy gehelp, hy het mense raak gesien, hy het gepreek, hy het hierdie mooi boodskap gehad, en hy was God se seun gewees. So, baie mense het toe vir Jesus begin volg, en Paulus, julle gaan in die video sien, het gesê, daar is nie 'n manier nie, ek moet daai mense doodmaak. Ek moet sorg dat ek die een is, wat hulle na luister. Ek bedoel, ek weet die beste. Het jy al sulke ouens gehoor in julle lewe, nee? Hulle weet net die beste. Niemand kan vir hulle vertel, wat ook al, hulle sê, hulle is reg, nee? En toe het hy op die einde van die dag begin om Jesus te vervolg. En die mense wat vir Jesus volg, het hy ook begin doodmaak. So hierdie is nou baie goeie voorbeeld van, ons dink ons doen die regte ding, baie van ons wat hier is, ons dink ons ken vir Jesus, ons gaan elke dag kerk toe, ons kom sondagskool toe, miskien is julle gedoop, miskien hou ons nagmaal hier by die kerk, ek doen al die regte goed, maar die manier waarop ek lewe, sê iets heel anderste. Ek kan al die talente en al die kennis wat ek het, kan ek verkeerd aanwend. Dis soos iemand wat nou alles gaan opswat om 'n atoombom te kan bou, weet hy het al die kennis van chemie en chemistry en physics, hy is so goed, maar hy gaan bou atoombomme, nee? So hy gebruik nie ek sien party van julle, moenie plan om 'n atoombom te bou nie, hoor julle, kry daai gedagte uit jou kop uit. So ons kan alles goeie goeders wat ons het, kan ons sleg aanwend vir die verkeerde redes. En al waarop ons wanneer ons regtig arrogant kan wees, is wanneer ons vir Jesus aan ons kant het. Dis al waaroor ons regtig mag brag. Dis al waaroor ons mag spog, want dis die waarheid. Dis die enigste ding wat regtig waar is, en wat regtig goed is, waaroor ons hele lewe lang kan brag. So in hierdie lewe van Paulus gaan ons sien, iets in sy lewe moes gebeur het, want hy het sekere goeders gesê, maar dan het hy ander goed gedoen. En vanaand gaan ons daaruit 3 goed leer, dat wanneer ek iets sê, dan moet ek op so 'n manier ook lewe. As ek sê ek glo in Jesus Christus, dan moet dit wys in my lewe, en die eerste gebod in die Bybel is, ek moet vir God met my hele hart, en my hele siel, en my hele gees lief hê, maar ook my naaste. Met ander woorde, as ek vir God regtig lief is, dan gaan ek ken alles wat ek kan van hom, ek gaan my Bybel leer, sodat ek alles van hom weet, maar ek gaan ook soos Jesus wil lewe. Ek gaan 'n volgeling van Jesus wil wees, ek gaan wil maak soos wat hy in die Bybel gemaak het, en ek gaan ook lief wees vir ander mense. Ek het 'n missie in die wêreld. So daai 3 goed sê dit eintlik vir my. Ek het 'n doel op aarde,
om die woord te gaan verkondig, om daaroor te praat, nie daaroor skaam te wees nie. Dit moet wys in my lewe en ek moet 'n persoonlike verhouding met die Here hê. Daai 3 goed, verskriklik belangrik. En Paulus het dit nie aan die begin van sy lewe gehad nie. Hy het al sy energie gebruik om mense dood te maak, wat nie goed was nie. Toe ontmoet hy, eendag, terwyl hy stap en op pad was om hierdie Christene dood te maak, toe ontmoet hy, daar kom 'n lig uit die hemel uit, en hy ontmoet vir Jesus op die pad. En toe hy vir Jesus ontmoet, besef hy, wow, waarmee is ek besig? Wat gaan aan met my lewe? Hierdie ou is reël. En hierdie ou is regtig, hy het regtig mense se lewe verander. Hy het opgestaan uit die dood uit. En toe het sy lewe radikaal verander. 180 grade het hy in 'n ander rigting gegaan en hy het begin preek en praat oor Jesus in sy lewe. So ons gaan hierdie video kyk net so vir agtergrond. Die ou wat hierin praat, maak asof hy Paulus is, né? So moet nou nie confused raak nie. Hy vertel die storie asof hy Paulus is. En Paulus, voor Paulus se naam Paulus was, wie weet wat was sy naam? Saul, ja. Het jy geweet, Nathan? Saul en Paul, baie dieselfde, né? Maar daar's ietsie wat verskillend is. En dis wat Jesus in jou lewe kom doen. So jy kan hoe great wees, maar sonder Jesus is jy arrogant. En mense hou nie van arrogante mense nie, né? Sonder Jesus in jou lewe brag jy sonder om iets te hê om oor te brag. In 2 Tessalonisense, en dis die gedeelte wat jy by die huis kan gaan lees, 1 Tessalonisense, 1 Tessalonisense, die 2de boek. Daar sê Paulus vir die mense, ek is suiwer, wag, dat ek net daai woorde hier kry. Okay, ek is nou by verkeerde boek. 1 Tessalonisense 2. Sê in vers 10, julle en ook God is getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons gedra het teenoor hulle wat glo. Nou iemand wat so weet ek doen niks verkeerd nie, is iemand wat vir Jesus in sy lewe het. Ons doen nog steeds goed verkeerd, maar Jesus stap saam met ons die pad, en dit is op die einde van die dag die verskil. Hy sê in vers 4, 1 Tessalonisense 2 vers 4, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. So voor ons hierdie video kyk, hierdie 3 goed wil ek gou vinnig vir julle sê. Hoe kan ek weet of ek besig is om die waarheid in my lewe te lewe? Hoe kan ek weet dat ek nie dubbele standaarde het nie? Wat is dubbele standaarde? Ek sê een ding, maar ek doen 'n ander ding. Ek sê vir iemand anders hulle lewe is verkeerd, maar ek self doen alles verkeerd. Baie van ons leer alles, ek het al die kennis, ek is baie slim, maar ek gebruik dit op 'n verkeerde manier. Party van ons ken die Bybel uit ons koppe uit, maar ons is nie genadig teenoor ander mense nie, ons is nie lief nie, ons het nie vriende nie, ons reik nie uit na ander mense toe nie. Baie van ons is by die kerk, is ons hierdie sekere mens, ons doen alles perfek hier by die kerk, maar by die huis en die naweek, dan vergeet ek wie die Here is. Dis om dubbele standaarde te hê. Hoe kan ek keer dat ek nie daar uitkom nie? 3 goed wat ons van Paulus kan leer. Die eerste een is prioriteit. Wat is jou prioriteit? As jy met iemand moet gaan praat, en jy moet vir iemand iets gaan vertel, nommer 1, Jesus Christus moet my heel eerste prioriteit in my lewe wees. Hy is belangriker as enige iets anders in my lewe. Jesus Christus. Nie my werk nie, nie my vriende nie, nie my skool nie, nie my huwelik nie, nie my meisie nie, nie my ou nie, nie my kerk nie, Jesus Christus. Want wat het Paulus gedoen? Hy het geveg vir die kerk. Jy weet, ons moet die regte goed doen, en vir sy kerk het hy geveg. Maar nie vir Jesus Christus nie. Jesus Christus was nie in sy hart nie. So prioriteit. So maak 'n lysie daar in jou op jou foon, of as jy 'n skryfding daar het. Prioriteit. Is Jesus jou heel eerste prioriteit in jou lewe? Hy moenie jou assistent wees nie, wanneer jy hom nodig het nie. Alles wat ek doen, moet ek vir die Here doen. En dit beteken, ek moet meer en meer van hom wil leer. My tweede ding is praktyk. Hoe lyk my lewe? Lewe ek ook soos wat Jesus gelewe het? Nie net ken ek hom nie, maar hoe lyk my lewe? As ek sê ek glo in hom, wys dit ook in die manier wat ek
wat ek leer vir my toets, wat ek by die werk is, wat ek met my man of my vrou praat, hoe is dit in die praktyk? Ek kan nie net Jesus praat, die laaste liedjie wat ons gaan sing, gaan baie daarby aanpas, maar my lewe moet ek ook deel met ander mense, en dis wat Paulus gedoen het. Die Here wil ook hê, ons moet in 'n kringetjie kan sit, en ons moet met mense kan praat, en ons moet in 'n verhouding met mense staan, ons moet dit kan uitleef, so nie net sê wat ek doen nie. Die heel belangrikste een, en dis die laaste ene, hoekom doen ek dit? Wat is my motief? Wat is in my hart? So as ek nou na iemand toe gaan, wat iets verkeerd gedoen het, en ek stap na hulle toe, my prioriteit is, wat is my eerste prioriteit? Het julle vergeet? Jesus, baie dankie, Jesus is altyd die antwoord, né? Jesus is my eerste prioriteit, so ek is hier, as 'n verteenwoordiger van Jesus, dis hoekom ek na iemand toe gaan, wat iets verkeerd gedoen het. Tweede ene, nou sê ek vir hierdie persoon, hulle moet dit nie doen nie, maar leef ek reg, né? Voordat hierdie persoon my gaan glo van wat ek sê, moet ek in my eie lewe eers 'n bietjie kyk. En die derde een, hoekom doen ek dit? Wat is in my hart? Hoekom wil ek hierdie persoon reg help? Hoekom wil ek vir hierdie persoon dit sê? Is dit sodat ek belangrik kan lyk? Is dit sodat hy slegter kan lyk? Of is dit omdat Jesus Christus wil hê ek moet so lewe? En daai 3 vrae is die heel belangrikste. Wat is in my hart? En ek wil hê julle moet bietjie daaroor dink. Hoekom het Paulus dit gedoen? Die eerste goed wat hy in sy lewe gedoen het, hoekom het hy dit gedoen? Om self die shine te kry. Self te sê, ek is belangrik, ek is great, kyk hoe baie volgers het ek in my lewe, kyk hoe sterk is ek, kyk hoe great is ek. En die tweede keer wat hy het gedoen, het hy het gedoen, sodat hy wil hê, mense moet regtig vir Jesus ontmoet. Okay.